Vader, vanoggend wil ek net eerstens dankie sê dat U so getrou is om altyd met ons te wees. Dankie vir U woord wat vir ons 'n lig op ons pad kan wees en 'n lamp vir ons voet. Dankie vir U Gees wat 'n helper is en 'n vertrooster is. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat U U seun vir ons gegee het. En dankie dat ons vanoggend so saam kan wees rondom U woord reg oor die wêreld waar kerke bymekaar kom. Wil ek vra dat U woord geseën sal wees. Maar vanoggend wil ek na U toe kom en pleit vir elke persoon wat U nodig het, elke persoon wat in 'n moeilike situasie sit, mense wat miskien vanoggend voel dat hulle hopeloos is, dat hulle weet nie wat hulle toekoms vir hulle self inhou nie. Ek vra Here dat U vir hulle nog meer as ooit tevooren 'n Vader van nabyheid sal wees, 'n God wat wys U omgee, dat die mense hulle pad langs sal stuur, dat hulle sal weet hulle is nie alleen in hierdie storm nie, maar juis dat ons saam is. Dus daar vir mekaar sal wees en mekaar sal deurdra. En baie dankie Here dat U ons geroep het vir lig. Dus geroep het om ons 'n anker in die tyd op te kan staan in U naam. En dat ons as kinders van U kan uitstyg om sout van die aarde te wees en 'n lig vir hierdie wêreld. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Now as we pray, renouncing every sin and wicked way, lift our voice, seek your face and say, Lord, send the rain, pour out your Spirit, let the fire fall, heal us one and all, fall fresh on me. Lord, send the rain, pour out your Spirit, let the fire fall, heal us one and all, fall fresh on me. Need you to send the rain, Lord. Lord, we are the ones called by your name. We are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray. And say, Lord, send the rain. Need you to pour out your Spirit. Then let the fire fall and heal us one and all. Fall fresh on me. Lord, send the rain. Pour out your Spirit. Fire fall, heal us one and all, fall fresh on me, fall fresh on me, Lord, fall fresh on me. Holy Spirit, let the fire fall, heal us one and all, Lord, fall fresh on me. Fall fresh on me, Lord. Holy Spirit, let the fire fall. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh on me. Lord, send the rain. We need you to pour out your Spirit. Pour out your Spirit. And let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh
on Die waarde wat ons in die samelewing het, word bepaal deur dit wat ons het en hoeveel ons het. Dis die wêreldse opinie. Wêreldse opinie is, as jy as 'n man genoeg geld kan verdien vir jou gesin, dan is jy suksesvol. As jy as vrou jou kinders opvoed en hulle is gesond en hulle is soet en alles, dan is jy suksesvol. Die wêreld het hierdie milieu geskep van 'n waardesisteem wat sê, maar dit is waaraan jou gekoppel word. En dit is altyd gesê dat jy is 'n nommer. En ongelukkig is dit so dat die wêreld sien jou as 'n nommer. 'n Nommer wat geld inbring, of 'n nommer wat teenwoordigheid is, 'n nommer wat miskien besittings het, 'n nommer wat iets bring na die tafel toe. En ons doue vrou wat Jesus in die tempel gesit het, wat die ryk mense baie geld gebring het, en waar hierdie vrou haar laaste geld gebring het. En die waarde wat ons baie keer as 'n kerk gaan sê, maar as kyk na daardie man wat baie geld gebring, want wow, weet, dit bring ons begroting in plek. En dan vergeet 'n mens van hierdie mense wat daai bietjie gee, wat hulle alles gee. Hulle waarde is in God se oë anders. En dis wat ek volgens met u wil deel, dat ons ophou kyk na ons eie lewe, ook na ander mense se lewens. Ons ophou kyk na hoe die wêreld daarna kyk. Ons ophou kyk na wat se stelsels die wêreld in plek gebring het. Inteendeel, ons wil gaan kyk na wat se stelsel God vir ons in plek bring. Wat sien hy as belangrik? Wat sien hy as belangrik in jou en in my? Jy sien, ons lewe in hierdie wêreld wat hierdie waarde het, en ek dink in die tyd waarin ons leef, nog meer as ooit tevore, het ons gesien dat jou waarde kan in een dag verander. Gister het jy miskien nog gehoor by jou werk, hoorie, ons kan nie sonder jou nie, jy moet baie dankie dat dit wat jy doen hierso. As jy nie was nie, het hierdie hele besigheid gevou. So kosbaar is jy vir ons. En die volgende dag hoor jy, sorry maar, ons moet jou retrench, ons kan jy nie behou nie. Van baie waardevol, het hulle jou weggevat en sê, maar hoor, jy het nie waarde vir ons nie. Geen waarde vir ons nie. En dis die wêreldsisteem. Selfs wanneer ons na die mensdom kyk, wanneer iemand aansoek doen vir 'n werk, dan kyk ons so na wat hy het, hoe hy lyk, in plaas van dit wat op sy CV staan en wat hy kan doen. Wat het hy om te lewer? Wie is hy? En ons vergeet soms om te kyk na wie mense is, in plaas van wat hulle vir ons gaan doen. So maak hy selfs binne die kerk opset, waar hy sê, hierdie ou kan swys, ons kan hom gebruik, hierdie ou kan niks doen nie, wat gaan ons om hom doen? Hy is net useless, hy's net 'n dooie gewig was. Maar God kyk heeltemal anders na jou waarde, wie jy is, en wat jy vir hom beteken. En jy sê, God het nog nooit iets geskep wat nie waarde het nie. God het nog nooit 'n skepping gemaak in die diereryk, sowel as in die planteryk, sowel as in die mensdom, in die heelal, het God nog nooit iets gemaak wat geen waarde het nie. Inteendeel, elke dingetjie wat hy geskep het 'n waarde wat bydra tot die bestaan van hierdie wêreld. Niks van niks het hy gemaak sonder 'n doel nie. En net so jy ook 'n doel in hierdie lewe. God het dit gemaak en hy het waarde in jou gesien. Waarde wat hierdie wêreld nie kan raak sien nie. Waarde wat hierdie wêreld wat dit miskien nie eens waardeer nie. Waarde wat hierdie wêreld miskyk op hierdie oomblik, maar wat God raak sien en hy het dit in jou geskep. Hy het dit binne in jou geplant. Jy sien, wanneer ons in hierdie wêreldsisteem bly en hulle vat hierdie waarde van jou weg en hulle plaas dit een kant sê, maar hoor, jy beteken niks nie. Jou werk beteken vir ons niks nie. Wanneer jou waarde weg sê, maar hoor, jy het nie geld nie. Sorry, maar dan is jy niks werd nie. Jy kan niks bydra nie. Want as jy geen talent nie, dan plaas jy een en sê, sorry, maar jy, daarso, bly jy net daar. Jy beteken absoluut niks nie. Wanneer al die waardesisteme een kan plaas en jy sit daarso en jy vergelyk jouself daarmee, met hierdie wêreld, dan besef jy maar wat se waarde het ek? En wanneer jy op daardie oomblik sit, is dit so baie maklik dat jou vriende en jou familie en die mense om jou ook begin raak sê, maar sien nie hierdie waarde wat hulle aan jou koppel. Ek wil nie myself met jou vereenselwig nie. En hulle begin terugstaan en wegbeweeg. En by einde van die dag sit jy stoksel alleen. Daardie grootste behoefte wat die mensdom het om te connect, om te behoort, word van jou af weggevat. Want wie is daar vir jou? Wie is daar om jou by te staan? Wie is daar om jou te versterk? Want jy staan alleen. En dis wanneer 'n mens hierdie gedagtes gaan kry van selfmoord, selfdood. Ek het nie waarde nie.
Ek het die mense wat by my staan nie. Ek hoor nêrens nie. So kom ons maak 'n einde daaraan. As kinders van die Here het ons nooit nodig om op daai punt te kom nie. Die woord van die Here sê ons is 'n liggaam wat saamgestel is en wanneer een lid ly, dan ly ons almal saam. As een lid iets positief ervaar, dan is ons saam met hom bly. Maar my vraag is, daai liggaam, bestaan hy nog? Die liggaam van Christus, bestaan hy nog soos wat die Bybel dit vir ons uitsê? En ek moet dit sê, ek gaan vanoggend 3 dingetjies met julle deel. 3 dinge wat God oor jou sien. 3 dinge wat God waarde aan jou koppel. Maar ons as kinders van die Here moet dit vir mekaar begin wys. Die heel eerste ding wat ek vir my, dit is my so mooi, is dat God koppel groot waarde aan jou lewe. Ek het as jong man in die vroeë 90's, die eerste keer wat ek hoor van iemand wat doodgemaak is vir amper niks nie. Ek dink hulle het R35 by hulle gehad en 'n selfoon. So daardie persoon se lewe was R35 werd en 'n selfoon. Daar's ander mense se lewens wat verminder as dit, net weggevat word. Die lewe se waarde in hierdie wêreld word so min geminag. Maar jy weet, maar in God se oë, en ons lees van hierdie gedeelte wat hy sê, hy het 'n skat, die koninkryk van God is soos 'n skat wat iemand ontdek het in 'n stuk veld. En het alles gaan verkoop om daai stuk veld te koop sodat hy daai skat kan kry. En dis hoe God oor jou lewe voel. Hy kyk na jou as ons soos waardevol. En hy sien dit raak en hy's bereid om alles te gee, sy alles op te gee vir jou lewe. Ons hoor so gereeld sê, as ek die enigste een was in die wêreld wat verlore was, sou Jesus Christus nog steeds gesterf het. En dis nog steeds vandag die waarheid. As jy die enigste persoon was wat verlore was vandag, sou Jesus nog steeds gekom het om te sterf vir jou. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Jy is kosbaar vir hom. Hy het sy beste, sy enigste vir jou gegee. Hy het sy alles vir jou gegee, sy hele lewe, omdat jy waardevol is. Die woord van die Here leer ons verder, hy sê, die engele in die hemel juig. Luister baie mooi. Die engele in die hemel juig oor elke persoon wat tot redding kom. Nou imagine hierdie crowd. Hulle wag en een persoon kom tot bekering. Een persoon se lewe word gered en hierdie hele engelskare juig oor jou lewe. Hemelse wesens is opgewonde oor jou lewe. Hemelwesens is opgewonde oor wat met jou gaan gebeur om jy terugdraai na God toe. Hemelwesens is bekommerd as jy op 'n verkeerde plek, maar hulle sal met jou bly om te sien maar jy draai terug. Is dit nie wonderlik om te weet dat die engele juig oor jou lewe nie? So kosbaar is jy. God maak nie gemors nie, God maak kosbare mense. Jy is kosbaar in die oë van die Here. Johannes 15 vers 13 sê vir ons hierdie volgende. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. Ek wil vir jou sê, jy is geliefd. God het jou ontsettend baie lief. En hy gee om vir jou. Hy ken jou by jou naam. Hy weet selfs hoeveel hare op jou hoof is. Soveel gee hy om vir jou. Hy het vir elkeen van ons eie vingerafdruk gegee. En hy ken jou by jou naam. Dis nie soos iemand wat in die straat rondloop en jy sê, hallo, wat is jou naam nou weer? Nee, God ken jou by jou naam. Jy kan agter hy masker ook wegkry. God weet wie jy is. Ek kan miskien in die straat stap en iemand groet my en ek sê, wie is jy nou weer? En die mense die masker afval en wys hulle vir my wie hulle is. En weet jy, God ken jou meer as dit en hy het jou so baie lief. En daar dieselfde liefde, as wat vandag vir julle sê is, you are loved. En dan gaan ek vir julle 'n liedjie speel, wat ek vandag met julle wil deel, wat ek net vir julle heel vanoggend besef, dat julle is geliefd, en God gee om vir elkeen van julle. Broken souls with smiling faces, fighting for surrender, for now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little honesty, yeah. You are loved.
heart, all sides zeros, a light not expected, but not quite perfected, yeah. Look up, see the sun is shining, there's hope on a new horizon, calling you, it's calling. You are love. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. When it feels like something's missing, if it hurts but you can't find healing, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. You don't have to prove yourself. Don't try to be someone else. You don't have to prove yourself. Don't try to be someone else. You are loved. You are loved. Just look up, know you are loved. Just look up. You are loved. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. When it feels like something's missing, if it hurts but you can't find healing, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. If it feels like something's missing, if it hurts but you can't find healing, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. Die derde puntjie. Dis wonderlik om te weet dat jy is geliefd. Mag nie saak wat die wêreld vir jou sê nie. Mag nie saak wat se omstandighede daar is nie. Jy is geliefd en God het jou baie lief en hy gee om vir jou, jy het waardevol. Die laaste puntjie waar ek by wil stil staan is dat God het jou geskep met 'n doel. Ek en vir ons het 'n roeping. Ons lees in die woord in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat se gedagtes ek aangaande julle koester. Hy dink oor jou, hy droom oor jou. En wanneer jy Jeremia se woorde vat, skaal ek mooi woorde vat, maar nie die bewustheid wat ons het dat God het 'n gedagte oor jou. God het 'n droom oor jou, hy het 'n doel vir jou. Die oomblik toe hy jou gevorm het in die moederskoot, die oomblik toe jy daar geskep was, het God al reeds 'n plan vir jou lewe gehad. En dit is wat vandag vir ons nog meer as ooit voel. En ons voel partykeer dat ons het geen doel in hierdie lewe nie. Partykeer sê mense, en hulle spot altyd hierdie ding, hulle sê daar's net een hoop vir jou en dis die ashoop. Soms voel ons so. Soms voel ons dat ons is niks werd nie. Ons kan niks bydra nie. Maar dit laat my dink aan 'n klein seentjie wat eendag gestap het en hy het 'n bietjie kos by hom gehad. En hy het hierdie groot klomp mense gesien wat by mekaar kom en ek dink baie van daai groot mense het gesê, "Man, seentjie, wat soek jy hierso?" En hy het gaan nader ondersoek instel om te kyk wat gebeur daar. En terwyl hy gegaan het, het hy op tyd van die leier daar voor staan, se mense rondgestap. Ek kan eintlik sien hoe Andreas hom aan die arm vat en sê, "Kom gou saam met my." En hy vat hom na Jesus toe. En hy sê, "Oor, dis al wat ek kan kry. Nie die hele groep mense is net hierdie klein seentjie." En hy het 5 broodjies en 2 visse. Hy het 'n doel gehad daai dag in God se hande. Al het hy net 5 broodjies en 2 visse gehad. Maar toe daai 5 broodjies en 2 visse, omdat hy op die regte plek was, hy was bereid om dit vir Christus te gee. Kom dit en hy voed oor die 3000 mense met 5 broodjies en 2 visse. Bereidwilligheid, daar wees en gee wat jy het. Daardie vrou wat daai minste gegee het, dis al wat sy gehad het. Sy het meer gegee as die ryk ou, want sy het daar alles gegee. Dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, maar wat jy gee. Jy sien ons hierdie 3 goedjies, jy's waardevol vir die Here. Ons sien dat jy's geliefd. Ons sien vandag dat jy 'n doel in hierdie lewe. Maak saak wat hierdie wêreld vir ons sê nie. Maak saak wat se waarde hierdie wêreld vir jou koppel nie. Inteendeel, ek dink wanneer ons die wêreld se waardes verloor in ons lewe,
Sien ons meer as ooit tevore. Wat 'n waarde het ons werklik? In my lewe, my ma het so baie keer vir my gesê dat wanneer jy vra vir hulp, dis gewoonlik die mense wat die minste het wat die meeste kan gee. Onthou hierdie storie wat hulle in 'n kerk hierdie vraag gevra het en die pastoor het 'n boodskap uitgestuur en hy was bewus van hierdie gesin. Hy sê, hoorie, hier's 'n gesin in ons gemeente wat swaar kry en ek vra dat julle asseblief enigiets kan skenk en ons ook in hierdie tyd wat ons gedoen het, net gaan skenk en om na ons te bring en dan sal ons graag hulle wil seën. En hulle het 'n kollekte opgeneem en hulle toe na die tyd gaan hulle na die huis toe. En wie hartseer was is, ek dink hulle praat van hulle so R110 of R90. Ek kan nie onthou wat sy rand dit was nie. En toe gee hulle dit vir die gesin. En so wil ons vir julle graag seën. En die gesin het R80 gegee van na julle R100 te kry, moet iets so iets. En hulle besef, hulle sê ewesklik, ons het nie geweet ons is arm nie. Maar nou besef ons is nie arm nie, want ons is bereid om meer te gee vir self eintlik. En in daardie oomblik het hulle besef dat hulle was meer ryk gewees in waarde in God se oë as hulle rykdom gehad het in hierdie wêreld. Jy sien, die rykdom van die wêreld kan baie keer maak dat ons die waarde van die lewe mis. Rykdom van die wêreld of die sukses van hierdie lewe maak soms dat ons dinge sien en beleef wat ons die waarde van al daai dinge verloor. En God wil jy sê dat ons daai waarde weer raak sien. Ons gemeente se lese is behoort, beleef, bedien, bereik. En ek wil vanoggend daardie eerste woordjie vat, behoort. En ek het gesê dat die grootste behoefte wat ons as mens het, is om 'n koneksie te hê, om 'n verbintenis te hê met 'n groep mense, of mense, vriende, familie. En daardie verbintenis is een van die dinge wat noodsaaklik is, om op te kan staan in die lewe waarin ons is, om waarde weer in ons lewe te hê. Daardie koneksie maak dat ons weer sin kry in ons lewe. Toe ons die suicide prevention workshops gedoen het in die polisie, was een van die vrae gewees, mense wat aan 'n kerk behoort, is hulle meer geneig om selfmoord te pleeg of nie? En toe sê, en die antwoord was eintlik, nee, hulle is eintlik minder kwesbaar. En daar was 'n hele debat rondom dit gewees. Toe sê hulle in die tradisionele kleiner kerkies, waar mense nog omgee vir mekaar, is die kans baie skraal dat mense soms selfmoord sal pleeg. Hoekom? Daar's koneksie. En my vraag is vandag, as ons in 'n wêreld lewe waar jy miskien vanoggend voel jy het nie waarde nie, wat die wêreld vir jou sê, dat jy is useless, die wêreld vir jou sê vandag, dat jy kan nie iets in die tafel bring nie, ons kan jou vervang met enigiets anders. En hulle vir jou daar een kant sit op 'n rak. Dan kom sê God vandag vir jou, jy het waarde. Ek het my alles vir jou gegee. Ek het jou lief, ek het my seun gegee. Hy het alles opgeoffer, hy het sy lewe neergelê vir jou. Ek het 'n doel vir jou lewe, ek droom, ek het gedagtes oor jou lewe. Dis so daai seentjie, ek het gedagtes oor jou lewe, wat meer werd is, bo die dinge wat hierdie wêreld vir jou kan gee. Maar ek weet, daar's 'n lied wat gesê, if we are his body, why aren't his hands reaching? Why aren't his feet walking? En ek wil vandag vir julle sê as kerk, nog nooit ooit as tevore, is daar vandag meer tyd nodig om te begin skyn in hierdie tyd. Nooit ooit as voorheen, is daar vandag meer tyd nodig dat ons as kinders van die Here sal opstaan en vir mekaar omgee nie. Vandag is daar meer as ooit tevore moet ons opstaan en ons liefde vir die mense wys. Juist daardie mense wat baie keer ons voel nie die liefde werd is nie. God sê in sy woord vir, waarom sal die wêreld weet dat ons sy disippels is? En hy sê deur die liefde wat ons vir mekaar het. Jy sien, ons lewe in 'n duister wêreld, 'n wêreld wat donker geword het. En dit is vir my so mooi hoe hulle hierdie duisternis beskryf het. Hulle beskryf dit die volgende, hulle sê duisternis is slegs die afwesigheid van lig. Dis nie kosbaar nie. Hoe meer duisternis jy wil hê, is net, vat meer lig weg. Jy kan nie duisternis skep nie. Jy verwyder lig, maar jy kan lig skep. En in 'n wêreld wat ons vandag lewe, as jy vandag vir my sê, ons lewe in 'n duister wêreld, dan is die vraag eintlik, soos die krag nou afgaan. Waar is die lig? Waar is die lig vandag, juis as ooit tevore? God wil hê ons moet as lig skyn. Jy nou sien soos die krag nou afgegaan het. En sê vandag vir julle,
die kinders van die Here moet hulle lig begin skyn. Die kinders van die Here moet nie meer onttrek en sê, ek gaan nie my lig laat skyn nie. Dis juist nou nodig dat die kinders van die Here sal opstaan en hulle lig sal laat begin skyn. En my hart geroep vandag, en ek glo God se hartsbegeerte vandag vir elke van ons, is om te sê, laat julle lig skyn, want daar's 'n mens daar buite wat wil hoor ek is lief vir hulle. Daar's mense daar buite wat wil hoor, maar ek het waarde in jou lewe. En daar's mense daar buite wat wil hoor, maar God droom oor my. En jy is mens, as kind van God, moet dit doen. God kan nie net uit die hemel uit daai stem, hy kan dit doen, ek glo so. Maar ons is mense so afhanklik van ons wil dit sien, ervaar langs ons. En ons lewe nou in load shedding, soos julle nog sien die krag het afgegaan. En my hartsbegeerte is vandag wil ek vir julle vra, laat jou lig skyn in 'n donker wêreld. Laat hierdie duisternis weggaan. Laat mense weer hoop kry. Laat mense van die as hoop kan opstaan. En kan weet my die Here het hoop in hulle lewe. Dat hulle waarde nie meer gekoppel word oor wat hulle het en hoeveel hulle het nie, maar wie hulle is in Christus. Want God maak nie gemors nie. God skep nie iets wat sonder 'n doel is nie. Toe hy jou gemaak het, het hy iets kosbaars gemaak. Meer waardevol as wat hierdie wêreld vir jou kan koppel. Meer waarde het hy aan jou gegee, dat geen geld kan jou lewe koop nie. Geen diefstal, geen niks kan jou lewe vervang nie. Want God het jou lief. God het jou gemaak, en hy droom oor elkeen van julle. En wanneer jy miskien vandag sit met jy emosies, miskien voel jy soos hierdie load shedding, af, dood, moeg, seer, eensaam, dan hoop ek vandag dat iemand jou pad langs gaan kom en die lig laat skyn. En dat jy net weer opnuut sal besef, maar God gee om. Soms hy telefoon net optel, net jy die bloute uit 'n telefoon oproep kry. En sê, weet jy wat? Jy is kosbaar. En hierdie week het 'n wildvreemde ou in die kerk ingestaan. En nie gesê, pastoor, die Here het my op my hart gelê vir jou kom bid. Dan besef jy het waarde. Wanneer iemand jou bel, wanneer iemand moeite doen om by jou uit te kom. Kom ons maak tyd. Liggaam van Christus, kinders van die Here, Christene daar buite. Let your light shine, en laat die duisternis weggaan. Wees die hoop, en bring die hoop van Christus na almal daar buite. En laat ons emosies nie vir ons bepaal wie jy is nie, maar sy waarde jy het nie. Maar dat ons in Christus sal sien, hoe waardevol jy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag net meer as oor U kan weet. U gee om vir ons en U is lief vir ons. Dankie Here dat U ons dra in ons rug. En dat ons nie vandag eensaam hoef te wees nie, maar dat ons kan weet, ten spyte van alles omstandighede, U is met ons. Here, U is ons helper, U is ons leier, U lei ons, Here. En Here, U rig ons weer op, en sterk sal staan. Maar ek vra vandag, Here, dat die liggaam van Christus net sal wakker word. Meer as ooit tevore, en die lig sal laat begin skyn. Dat ons sal toelaat dat die duisternis oor hierdie wêreld sal kom, maar dat die duisternis verdryf sal word deur die lig wat in Christus Jesus is. Baie dankie Here dat die kerk sal opstaan en daardie verskil sal maak. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. En die stil wees voor wie U is, vind vrede in my. En die stil wees voor wie U is, sien ek U hart. En die stil wees voor wie U is, vind vrede in my. En die stil wees voor wie U is, weet ek U ken my. Heer, U ken my naam. Heer, U ken my lewe. Steeds het U my lief, o Heer. En U sorg vir my. Ek is die droom in U hart. En daar hou U my. Oh, en die volheid van wie U is, weet ek U ken my.